Goeiemôre en baie welkom en baie dankie dat jy saam met ons kuier. Dit is vir ons lekker om te weet ons kan hierdie afspraak elke week hê rondom God se woord kuier. Vandag se gaan so 'n bietjie anders wees. Ons gaan nie die diens lewendig uitsaai nie, omrede ons 'n groot deel van die diens vooraf ons kinderkerkkonsert eers in die kerk het. Dit is ons kinders se beurt om bietjie te spog en te brek oor wat hulle geleer het en hoe hulle verhouding met die Here gegroei het. So daarom gaan ons dit nie lewendig uitsaai nie, maar dieselfde preek wat Sondag in die kerk gebeur, neem ons nou voortydig op en jy gaan dieselfde ding kan sien. So jy gaan op niks uitmis van wat ons in die woord gaan leer nie. Dan wil ek jou ook uitnooi, afhangende van waar jy is en hoe jy ingeskakel is. As jy dalk nie 'n gemeente het, of dalk sien jy kans om vriende by die werk of in jou huis of bure rondom jou, ongeag in watter gemeente hulle is. Dalk wil jy 'n geleentheid skep vir hulle om ook nader te kom, om 'n soort van 'n selgroep of 'n ding te begin. Nou wat ons doen is as Sondag se preek klaar is, teen Maandag, dan stuur ons so 'n selgroep blaadjie uit. Hy gaan na 'n paar plekke toe nou alreeds vir mense wat hierdie selgroep dan kan aanbied. En eintlik vir voorbereiding hoef jy net die preek te gekyk het en dan alles is op die blaadjie. Alles wat op die blaadjie is, verwys terug na Sondag se preek en daar's reeds 'n paar mense wat mooi sukses het en mooi groepies bymekaar maak, op so 'n manier ook hulle beurt vat om mense van die Here te vertel en te leer, en op daai manier kan ons verhouding bou. As jy belangstel in dit, dan wil ek jou vra om vir my 'n WhatsApp te stuur, en wat jy vir my op jou WhatsApp moet skryf is, sit net jou naam, ek weet wat my naam is, so sit jou naam op en die woordjie 'n selgroep. En dan gaan ons sien dat jy ook die selbaadjies kry, en as daar enige vrae is, dan help ons jou met uit te sorteer, en op hierdie manier kan jy ook 'n selgroep of 'n satellietselgroep gemeente begin, of 'n byeenkoms begin in jou eie huis, sommer so as 'n satelliet van Ligpunt Bediening. Baie dankie vir jou ondersteuning, dankie dat jy saam met ons loop, dankie dat jy kyk, dankie dat jy ook vir ons bid, en ek hoop jy geniet vandag se diens, dit gaan regtig die moeite werd wees. So, ons gaan na die worship verder. En daar's niemand soos U. U is ewig en alwete, en die grote naam loop U vooruit, onmeetbaar, onmeetbaar, ontembaar. U is foutloos en daar's niemand soos U, dis die waarheid. U is ewig en alwete, en die grote naam loop U vooruit. Kom ons sing weer, onmeetbaar, onmeetbaar, dis wie hy is, ontembaar, yes. U is foutloos en daar's niemand soos U. U is ewig en alwete, en die grote naam loop U vooruit. Skepper, skepper van die grote heelal, U is groot. U is groot,
verdien my lewe en gehoorsaamheid. U is God, U is God, skepper van die grote heelal. U is groot, U is groot. U verdien my lewe en gehoorsaamheid. U is God, 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 U is God. Vader, Vader ons Here, Vader ons loof U in die naam van Jesus. Vader, Vader ons Here, Vader ons loof U in die naam van Jesus. My siel roep uit, loof die Heer. My siel roep uit, loof die Heer. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig, Abba Vader, om aanbid te word. Vader, Vader, Vader ons Here, Vader ons loof U in die naam van Jesus. Vader, Vader ons Here, Vader ons loof U in die naam van Jesus. Siel roep uit, loof die Heer. Siel roep uit, loof die Heer. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig, Abba Vader, om aanbid te word. Om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig. Kom ons sê dit vir hom. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig om aanbid te word. U is waardig. Goed, ek hoop dat jy verfris en sterk voel en ek wil vandag met jou so 'n bietjie gesels oor rus. En rus is nodig in elkeen van ons lewe. Ons moet rus
sodat ons sinvol kan lewe. As jy nie tyd vat om te rus en net jou batterye weer vol te maak en te herlaai nie, dan is dit nie lankie, dan lê jy in uitbranding, jou fokus is daarmee heen en ons gaan nou so 'n paar voor- en nadele van dit kyk. En wie anders is 'n beter voorbeeld as Jesus se lewe om na dit te kyk, om te sien hoe ons ook moet rus. Nou, daar's 3 teksverse wat ek vir jou eers wil lees, en dan gaan ons van daar af aangaan en na 3 elemente van rus kyk, 3 maniere van rus. Want die eerste ding, as jy nou vir ou sê, hoorie, rus jy gereeld, dan sal ou baie maklik sê, man, ja, ek slaap in die aande en wat, maar slaap is nie altyd rus nie. Slaap kan rus ook wees, maar ou moet partykeer wakker wees om te rus. Net laat jou liggaam en jou brein ook verstaan, okay, ek kalmeer so bietjie, ek vat nou so bietjie tyd om rustig te word. Jou produktiwiteit en alles word daardeur belemmer. Nou, kom ons kyk gou na ons teksverse wat ons gaan kyk. Die eerste ene is in Markus 1 vers 35, en daar lees ons, baie vroeg die volgende oggend, toe dit nog donker was, het Jesus opgestaan en uitgegaan, en hy het na 'n stil plek gegaan om alleen te wees, en hy het daar gaan bid. So hy het na 'n stil plek gegaan om alleen te wees. Die tweede ene is in Lukas 5 vers 16, waar ons lees, Jesus het altyd graag na stil plekke gegaan om alleen te wees en daar te bid. En die derde ene is in Matteus, en daar sal lees ons, nadat Jesus al die mense huis toe gestuur het, dis nou net op bedieningsoomblik, het hy alleen teen die berg opgegaan om te bid. Dit het donker geword, en Jesus was alleen daar. Nou, 'n ding wat ons in al 3 van hierdie verse raak lees, is dat Jesus alleen was. Tyd om net bietjie weg te kom van die lawaai af, weg te kom van al die geraas af. Ons lees in elke een van daai verse alleen, ons lees in elke een van daai verse dat hy gebid het. Wat sê dat, as ons wil rus, kan ons regtig net rus vind in die Here. Want om te rus is eintlik, dit klink so half dom om dit so te sê, maar om te rus is 'n werkwoord. Op skool het jy mos nog geleer, jy kry 'n sin en dan sê hulle vir jou, wat is die werkwoord in die sin? Dan sê hulle, Jannie het geloop. Wat is die werkwoord? Loop. Nou as ons sê, Jannie het gerus, wat is die werkwoord in daai sin? Dis rus. Rus is meer as om net te lê en niks te doen nie. Rus is om doelbewus bietjie af te skakel, jouself te versterk, jouself weer sterker te maak. En nou, is daar 3 lesse wat ek wil hier ons 'n bietjie oor moet gesels. Les 1, as Jesus tyd gevat het om te rus, dan moet ons ook tyd vat om te rus. As Jesus tyd gevat het om alleen te wees, om te bid, om homself te gaan versterk, te verkoop in die Here, dan moet ek en jy dit ook doen. Ons kan nie dink dat ons in ons natuurlike staat, wat ons is soos mense, maar net kan aanhou en aanhou en aanhou. Jy gaan aangaan, maar net dalk tot op hierdie punt van jou lewe, waar as jy kort rus inbou, het jy soveel langer tyd wat jy dink kan gaan doen. En is net dood eenvoudig. Ek sê altyd vir mense, ek is lief om dit vir mense te sê, Jesus het nooit van ons iets verwag om te doen wat hy nie by homself gedoen het nie. Hy sê byvoorbeeld, vergewe jou vyande, en hy hang aan die kruis, en dan sê hy, Vader, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. So Jesus is absoluut die model wat die moeite werd is om te volg. Nou sê ons, as Jesus tyd gevat het om te rus, dan moet ons ook rus. Hoekom dink julle is dit nodig? Dit begin in Genesis. In Genesis 2 alreeds, nadat God alles klaar geskaap het, dan lees ons dat hy gerus het. En ons lees dat op die 7de dag het hy vir Adam en Eva gesê, hulle moet rus. Nou dink vir jou oomblik hoe daai prentjie moes gelyk het. God homself het nou vir 6 dae gewerk en hy het hierdie aarde perfek gemaak. Daar's nie 'n blaartjie of 'n grasie uit plek nie. En toe hy Adam en Eva maak, toe sy eerste opdrag vir hulle is, julle moet die aarde bewerk en versorg en kyk dat die plek mooi is. Nou hier's 'n vraag. As God homself in 6 dae die aarde nou net mooi gemaak het en hy self kyk terug en sê elke keer, dit is goed. Wat op aarde moes Adam en Eva daai eerste dag gedoen het, net nadat alles mooi gemaak is? Hoef nie gras te sny nie, hoef nie bome te snoei nie, want God het dit alles nou net perfek gemaak. En hier is die ding, die eerste ding wat die Here vir hulle sê om te doen, om te werk, wat hulle moet doen is, rus. Wees rus. En dit is 'n beginsel wat in 'n kind van die Here se lewe behoort te wees. Ons behoort vanuit rus te werk. Ons behoort
Eers te rus en ons sterk te maak en dan ons energie uit te werk. Dan beweeg ons so. Maar een of ander rede het so gewerk. Jy begin moeg, jy staan moeg op en jy werk jouself moeg om net weer te gaan rus. En jy begin elke dag van onder af. En dis net ongesond. Ons moet vanuit ons reserve uit kan werk, vanuit ons reserve uit kan bedien. So Psalm 23 beginsel as Dawid skryf, my beker loop oor. Ons moet vanuit ons overflow uit mense kan bedien. Nou, ek sê rus is deel van God se skepingsritme. En dit is 'n herinnering dat ons van hom afhanklik is. Hy wil hê dat ons moet rus. En elke keer as ons gaan rus, ons het nou gelees van Jesus wat alleen was, hy het elke keer gaan bid, homself in die Here gaan versterk. En as ons rus en jy bou rus in as 'n deel van jou ritme in jou lewe, elke keer wanneer jy by 'n rustyd kom, dan is dit 'n geleentheid om jouself net te herinner, ek is afhanklik van die Here. Nie my eie werk nie, nie net dit wat ek kan doen, nie alles in my vermoë nie. Ook nie net alles my wil nie. Ek dink die begin van om te bid, Vader, nie my wil nie, U wil, moet begin vanaf 'n plek van rus af. Die tweede ding is, rus herstel 'n mens se liggaam. Rus herstel ook jou siel en herstel ook jou gees. In Psalm 23 verwys ek weer, as hy sê, hy laat my rus in groen weivelde, hy verkoop my siel. So klompie jare terug het ek en Lizet iemand gaan oplaai by 'n lughawe wat by 'n gemeente waar ons was, moes bedien het. En die persoon, toe ons hulle optel by die lughawe, toe vra ons, hoe gaan dit? En die persoon sê toe, mooi, diep kind van die Here, vol van die krag van die Heilige Gees. Die persoon sê toe, dit was 'n verskriklike besige paar dae. Ek het gisterand kon ek net 2 ure slaap. En ek en Lizet kyk vir mekaar en ons begin dadelik planne maak. Kan ons al so vinnig as moontlik by die gastehuis kry, dat jy dalk nog 1 uur of 2 kan gaan slaap. En ons sê van, hoorie, okay, maar kom ons maak gou en ons kry jou, dat jy net bietjie nog verder kan gaan rus. En toe sê sy, weet jy wat, 2 ure was genoeg. Die Here het my siel verkoop. Dalk slaap jy 12 ure of 14 ure op 'n dag en jy bly moeg. Dis omdat jy slaap baie, maar jy rus niks. Jy het nodig om te rus, nodig om by die Here te gaan sit, om te sê, Here, herinner my net weer wie ek is. As ons dit doen, dan vind jy ook weer vreugde en blydskap in die lewe. So jy kan baie slaap is ook 'n werkwoord. En party mense slaap hulle self moeg. Hy staan moeg op en hy gaan slaap moeg. En weet jy wat, vat tyd om te rus, om te sê, Here, verkoop my siel, tel my op, geestelik, emosioneel, fisies. Rus bring ook vertroue in God se voorsiening in. Want toe die Israeliete nou daar in die woestyn is, toe sê die Here vir hulle, elke dag moet julle manne optel, maar op die 6de dag moet julle 'n dubbel porsie optel, want op die 7de dag wil ek hê julle moet rus. So hulle het hard gewerk, maar daai 7de dag se rus was vir hulle net 'n manier om te sê, ons vertrou God se voorsiening. Hy sal ons weer môre ons daaglikse brood gee wat ons nodig het. So daar's soveel mooi eienskappe, elemente van rus wat jou hele lewe weer bymekaar maak, wat jou weer in balans bring, om te weet, God voorsien. Dis God wat my sterk maak, dis vanuit sy krag uit wat ons dit doen. Hier's 'n nadeel as jy nie rus nie, as jy nie gaan uitput nie. Jy begin, as jy nie rus nie, jy begin uitgeput raak. Jy begin dinge moeg gaan, jy begin die hele tyd op jou reserve leef, en geen mens kan dit volhou nie. 'n Ding wat ek agtergekom het in my lewe, as ek bietjie tekort skiet aan rus, dan raak ek krities en sinies, en ek begin die hele tyd twyfel oor goed, en ek begin mense se gebare en woorde in twyfel trek, en ek is agterdogtig oor alles. Dis 'n eienskap van min rus in my lewe, en so moet jy dit in jou lewe erken. Want as jy agterkom hierdie goed begin posvat in jou lewe, dan moet jy tyd uitvat om te rus, om te sê, time out, ek wil ook net iewers bietjie alleen gaan sit om net te kan rus. Jy begin jou selfvertroue in jou eie vermoë plaas en nie in die Here se ding nie. Die eerste rede hoekom ouens nie rus nie, hulle sê, daar's nog so baie goed om te doen, ek moet nog hierdie doen en ek dien, en ek kom nie deur my dag nie, en hulle raak mal besig. En is eintlik alles wat jy sê is, my vermoë word gestretch, ek gaan nie by alles uitkom nie. Waar as jy sê, ek rus in die Here, dan gaan die Here help met die taak. Ek herinner myself aan 'n storie wat iemand vertel het van 'n prediker. Ek verbeel my dat dit Smith Wigglesworth was, ek weet nie, maar toe sê hulle vir hom,
hoe lyk sy stilte tyd, hoe versterk meneer, en hy sê, hy bid elke oggend vir 'n uur lank. En iemand sê toe vir hom, maar wat van as jy die dag baie afsprake het, en as baie goed wat jy moet doen, en jou tyd is so beperk, wat doen jy dan? En hy het kalm gebly, en hy het net opgekyk, en hy het gesê, dis baie eenvoudig, dan bid ek daai oggend 2 ure. Ons moet onsself in die Here sterk maak, want dis waaruit ons lewe. Die tweede les wat ons moet leer, as Jesus tyd gevat het om te bid, dan moet ons ook bid. Hy het tyd gevat om te rus, hy het tyd gevat om te bid, die Seun van God. Ek meen, dan moet ons dit ook vat. En gebed bring krag en leiding. Jy kan rus om jou krag bymekaar te maak, maar deel van jou rus moet wees om tyd met die Here te spandeer. Jy kan nooit wegkom van om jou Bybel te lees, jy kan nooit wegkom om van te bid nie. Dit is die 2 beste maniere om tyd met God te spandeer, om sy hart te beleef, om te verander, om te word soos wat hy wil hê jy moet wees. Gebed bring krag en leiding. Gebed vul ons weer met geestelike krag ook en met wysheid. Dis verstommend hoe baie keer iemand kan bid in die oggend en oor 'n sekere saak en vir die Here vra, gee vir my wysheid, gee vir my leiding, help my om 'n besluit te neem. En ons hoor dit ook so baie en ons beleef dit ook baie. En in die loop van daai dag iewers dan hoor jy die ou sê, ons het net vanoggend hiervan gelees of ons het net vanoggend hieroor gebid en kyk nou hoe gebeur dit. Ek dink wanneer ons rus en rustyd in gebed spandeer, dan maak dit jou gees, oë en ore oop om makliker te sien waar die Here in jou lewe besig is om te werk, sodat jy hande kan vat en saam met hom kan werk. Dit maak jou ore oop om makliker sy stem te kan hoor. Ek en Lizette het al gery en dan ry ons verby iemand wat langs die pad stap en ons is miskien al 'n half of 'n kilometer verby. En partykeer sê hy, partykeer ek, dan sê ek, wow, stop. Ek beleef die Here praat met ons moet teruggaan na daai persoon toe. En ek glo as 'n ou nie rus nie, en jy so haastig, want hoe minder jy rus, hoe meer draai jou lewe net rondom jouself, en hoe meer ons rus in die Here vind, hoe nader bring dit ons hart aan syne, om te weet wat ook vir hom belangrik is. Want dan word sy tyd jou tyd, en hy het altyd ekstra tyd om vir jou te gee. Onthou in die Bybel het hy tot die son laat stil staan. So as jy voel jy is gejaag, en jy is onder druk, en die werk druk, en die verantwoordelikhede raak te veel, dan wil ek vir jou sê, die beste ding wat jy kan doen, is om rus in die Here, nader in die Here te vat. As 'n mooi beginsel in die Bybel, as ek reg gestaan het in Psalms, waar die psalmskrywer sê, hy praat van die mense wat afgode aanbid, en hy sê, hoe meer hulle hierdie afgode aanbid, hoe meer word hulle soos hulle. Hulle kan nie sien nie, en hulle kan nie hoor nie. Nou die omgedraaide beginsel werk dieselfde. Hoe meer tyd jy spandeer met dit wat jy regtig aanbid en jou lewe aan toewy, hoe meer word jou lewe soos die God wat jy aanbid. En God word nie vasgehou in tyd en ruimte nie. Ons lees in die Bybel ouens wat weggeruk is in 'n volgende hemel en Jesus wat sommer deur kon geloop het en tyd en ruimte hou Jesus nie vas nie. En as ons met hom tyd spandeer, dan glo ek met my hele hart, hy kan selfs tyd buig om jou te help om alles te bereik wat hy wil hê jy moet doen. Ek weet ou kous dalk snaaks aan hierdie ding, maar gaan lees mooi. Dit kan gebeur, dit kan gebeur. Gebed hou ons altyd naby aan die Vader. Gebed, jy kan nooit opstaan van 'n gebed af, behalwe as jy net in selfsug jou eie belange bid. Dan kan jy opstaan en weet jy wat, dan jy dalk verder van die Here af beweeg. Maar as jy tyd in gebed spandeer, elke keer en opstaan en jou begeerte was om te sê, Here, ek wil so graag meer van U weet. Leer my, wys my, onderrig my. Elke keer as jy opstaan, het jy nader en nader aan die Vader beweeg. Jesus het tyd gespandeer in bid en daarom moet ons dit ook doen. Gebed bring ook vir ons vrede in storms, want gebed is nie 'n pligding nie. Dit is 'n verhouding ding. Dit help nie, jy gaan nou in die oggend opstaan om te sê, okay, ek gaan nou maar bid, want ek moet bid nie. Moet ook nou nie opstaan om te sê, okay, ek moet ten minste 3 minute bid, anders tel dit nie. Hoe lank dit ook al jou vat om jou hart te fokus, dis wat nodig is, maar nie uit pligheid nie. Nie uit pligheid nie, dit moet uit 'n verhouding uit wees. Dit is soos 'n seun wat by sy pa gaan kuier, en al wat hy wil hê is net dit wat die pa vir hom kan gee.
Hy kom kuier net as hy sê sy kar kort nuwe bande, of sy kar moet gediens word, of hy of hy wil 'n nuwe TV koop, elke keer net as hy iets wil hê. En ons nooit net 'n oproep om te sê, hey dad, ek mis jou, ek verlang jou, ek wens ons kan 'n bietjie by mekaar wees. Dit sou so lekker wees om weer te gebraai het. Jy kom agter wat is die verskil tussen om net tyd te spandeer. En ons gebedslewe moet dieselfde wees met ons hemelse Vader. Ons moenie net altyd met ons lyste kom van wat wil ons hê nie, want dan wil ons bid uit plig uit en ons min vrug uit dit uit. God wil ons ook gee wat ons voorvra, maar die grondslag van gebed begin eerstens by verhouding, 'n intimiteit wat ons by God wil bou om hom beter te leer ken, sodat hy ons ook beter gaan leer ken. En dan kan die storms kom net soos wat dit wil. Filippense 4 vers 6 en 7, hy sê daarso, bid oor alles, en as jy die vrede van God sal jou hart bewaar. So dit maak nie saak wat die goudprys en die petrolprys en die broodprys en die skoolfonds, dit maak nie saak nie. God sal jou hart bewaar en jou vrede gee. Die nadele van om nie te bid in jou rus nie is, jy verloor jou geestelike rigting. Jy begin sonder 'n visie leef. Jy weet nie maar wat jy is nie. Jy voel jy is nog gered en jy is dalk, maar jy is so half doelloos. Jy het nie meer hierdie doel om te jaag. Wat is God se plan vir my lewe nie? Ons is lief om mekaar te sê, God het 'n mooi plan vir jou lewe. Maar jy al stil gaan sit en gaan dink en gesê, Vader, wat is u plan vir my lewe? Dit moenie vir jou net genoeg wees om te weet God het 'n plan nie. Hy wil ons vir jou ook sê, wat is die plan vir jou lewe? En dis hoekom ons moet bid. En as jy nie bid nie, dan verdwyn jou vrede, en die ding is, as jou vrede verdwyn, dan klim vrees bo op jou. So hier is 'n toets om jouself te vat. Spandeer ek genoeg tyd in rus? Spandeer ek genoeg tyd in gebed? Meet dit in vrees. In die Bybel lees ons hoe perfekte liefde vrees verdryf. Soos jy die hele tyd die vrees het, van die slegste goed gaan gebeur, die baas bel jou sê, ek wil jou sien, en jy dog dadelik, wat het ek nou alweer gedoen? Hulle gaan my fire, of ek gaan 'n boete kry, of 'n penalty, en jy het die konstante vrees, daar's niks meer om na uit te sien nie, en jy het jou vrede verloor, wil ek vir jou sê, voordat jy nog na 'n sielkundige toe gaan, daar's niks fout met hulle nie, maar probeer net eers hierdie Bybelse raad, voordat jy na hulle toe gaan, om van die vrees in jou lewe ontslae te raak, gaan eers na die Here toe. Gaan spandeer tyd by Jesus. Gaan bid, gaan vra die Here. En hy kan jou vrede gee, en die Bybel beskryf dit so. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Niemand kan dit verduidelik nie. Dis net daar. Die derde lesie wat ek met jou wil deel vandag is, om stil te raak. Hy praat kort van Jesus het alleen gewees. As Jesus tyd gevat het om stil te raak, moet ons ook. Die stilte is nodig sodat ons God se stem duideliker kan hoor. Partykeer dan as ek by iemand, by die kerk, by die huis of waar ook al ons kuier, en dan is daar baie geraas of wat, en ons gesels met mekaar, en ek kan die ander persoon nie hoor nie, of hulle kan my nie hoor nie, dit moes met jou ook al gebeur het. Wat is die eerste ding wat jy doen? Jy sê, sst, ek kan nie hoor nie. Want die eerste ding wat jy doen is, jy probeer stilte rondom jou bewerkstellig, sodat jy die stem kan hoor van die een wat met jou wil praat. En dis hoekom Jesus stil geraak het. God wil met jou praat. Hy wil. Maar jy het nodig om vir 'n klomp goed rondom jou te sê, sst, sst. En ek dink een van die eerste goed wat ons voor moet sê, sst, sst, is ons fone. Is om net te sê, sst. En hy gaan nie van onsself nie. Jy moet hom nie net op silent sit nie. Ek wil vir jou sê, plug jou foon in om te charge, en gaan sit hom in die sitkamer, en gaan jy na jou slaapkamer toe, ver weg van jou foon af. Hierdie foon is so ontwerp, hy is fenomenaal. Het jy geweet, as jy terugkom na hom toe, na 15 minute, 30 minute, selfs 'n uur, en jy druk 'n paar knoppies op die regte plekke, dan kan jy sien, wat was die boodskappe wat na jou toe gekom het, terwyl jy hom nie in jou hand gehad het nie. Jy kan sien wie jou gebel. Ons dink, as jy nie die foon in jou hand het nie, dan het jy dit gemis vir altyd. Sit jou foon net 'n bietjie eenkant, spandeer tyd, leer om te luister. In stilte hoor ons God se stem duideliker. Psalm 46 sê dit vir ons. Ek weet, die helfte van julle ken hierdie vers al uit julle kop uit. Wees stil en weet, ek is God. As ek en jy in 'n gesprek is, of even nou, ek praat met jy, volgende skielik hier met telefoon, en julle op kyk nou daar, ek sê, ekskuus, hou net gou vas. Ja, hallo, nee, dit is wonderlik, ek's nou by jou, hou net vas.
En ek spandeer nou eers 5 minute op my telefoon. En ek doen dit 2 of 3 keer na mekaar. Gaan jy bly staan om hierdie gesprek te voltooi of gaan jy ook maar net omdraai en wegloop? Maar weet jy wat, ons spandeer stilte tyd saam met die Here. En dan is ons besig om sy woord te lees. En dan buzz ons telefoon en dan stop ons net daar, want ek dink, ek kan mos nou weer aanlees. Dan vat ek die foon hier. En voor jy weet sien, dan sê 2 of 3 goed hanteer. Ja, wag, ek was hiermee besig. Dan gaan jy aan en dan die volgende oomblik jou foon onderste bo gedraai en dan voel jy zzz, op jou horlosie en dan begin jy okay. En die heeltyd moet God kompeteer met ons aandag. Toe Jesus aan die kruis gehang het, was daar niks of niemand anders as ek en jy op sy gedagtes nie. Niemand het sy aandag afgetrek nie. En ek dink dis net respekvol om elke dag ook so tyd te vat vir ons Here. Niks en niemand gaan my aandag aftrek nie. Ek wil net tyd saam met U spandeer. Jy sien, stilte bring bewustheid van God se teenwoordigheid. En is verstommend hoe die wêreld rondom ons al hoe meer begin raas en raas. Doen hierdie toets vir jouself. Gaan loop vanmiddag 'n draai in Checkers of Spar of enige winkel en kyk hoeveel mense loop met hierdie goed in die ore. Heeltyd luister ons en weet jy, selfs al luister jy preke en musiek of wat, daar's nie stilte nie. Mense het ongemaklik geraak in stilte en hoeveel keer sê die Bybel, in stil wees en vertroue is jou krag. Wees stil en weet, God is by jou. Wees stil en weet, ek is God. En ons hardloop van geraas af weg, of die hele tyd na geraas toe, dink ek, omdat ons baie keer voel, ons wil dalk van die Here af weghardloop. Stilte help ons om te reflekteer en om te verander. Stilte gee vir jou ruimte vir selfondersoek en groei. Want as jy stil raak en jy is in jou eie gedagtes met jouself besig, met die Here besig, en jy begin reflekteer en dink oor goed wat die vorige dag of die dag deur jou gegaan het en waar jy goed moes hanteer het, dan begin jy agterkom, ek kon dalk 'n bietjie meer genade daar gewys het, 'n bietjie meer liefde hier gewys het. En op daai manier kan jy jouself, jou lewe fyner aanpas om mooi so te leef, sodat jy effektief sout en lig in die wêreld kan wees. Stilte genees jou gees van oorlading. Jesaja sê vir ons in Jesaja 30, in terugkeer en rus lê julle redding. In stil wees en vertroue lê julle krag. Ek hoop jy is nou al so moeg geluister vir my, dat jy sê, ek kan nie meer nie, ek wil nou net tyd gaan vat om te rus. Dit sal die grootste ding wees wat jy vir jouself kan doen. Innerlike rus is 'n bron van geestelike krag en genesing. As ek 'n groot sny hier op my arm het, een van die goeters hoe ek hom toebind, is sodat die vel rondom die sny nie te veel moet beweeg nie. Maar as hom net ooplos en ek bly die hele tyd draai en tennis speel en squash speel en werk en skroewedraai werk en die arm bly beweeg en die vel hoe meer hy geïrriteer word, hoe stadiger gaan hy groei. Dieselfde met as sê my arm het gebreek, dan spalkel hom, sit hom in gips, laat hy nie moet beweeg nie. Hulle hou hom so stil as moontlik, want dit is waar hy weer waar hy weer gesond word. Selfde met jou gees, selfde met jou siel. Dalk het iemand jou gekwes. Ek het die laaste ruk baie te doen gehad met mense wat sê, ek het seer gekry in die kerk. Dis goed, want ons is 'n kerk en ons is 'n liggaam. In jou fisiese familie is daar ook al mense wat goed gesê het wat jou kwaad en seer gemaak het. Maar die probleem is, as ons nie gaan stil raak en rus en onsself in die Here versterk nie, dan bly daai gebreekte been 'n gebreekte been. En die probleem is, met 'n gebreekte been kan, ek weet nie, alles skeefloop nie. Infeksie, murg uitloop, bloed kan besmet word. Dit kan so erg raak dat dit dalk selfs jou lewe kan kos. As jy nie rus nie, kan dit jou lewe kos. Jy het nodig om in jou binnekant stil te raak, om te sê, Here, iemand het dit gesê vandag, dis wat vandag met my gebeur het. Bring net herstel. Sit gips om jou gees, sit gips om jou siel. En hoe jy dit doen, moet nou nie regtig gaan gips koop en jouself toepleister nie. Maar hoe jy gips om jou siel sit, is om stil te raak, is om net by die Here te gaan sit, om te sê, Here, ek wil net tyd by U spandeer. Herstel net my weer.
diens my net weer, maak my net weer soos wat U oorspronklik bedoel het om my te maak. U weet hoe hy gesê het in Psalms, U het my vreeslik wonderbaar gemaak, herstel jy weer terug na daai ding toe. Rus is nie 'n ding van lui wees nie, rus is nie om ledig te wees nie, dis nie wat rus is nie. Ek sien net rus, as Jesus het, dan moet ons ook. As Jesus gerus het, dan moet ons ook. En mag die Here vir jou geleentheid gee om te rus, en mag jy in hierdie gewoonte en hierdie ritme inkom, om gereeld te rus, om jouself sterk te maak in die Here, en gesond te word in die Here, en mag hy jou siel verkoop, dat waar ook al jy kom, jy vir almal sy lig kan wys. Kom ek bid vir jou. Vader, baie dankie, dat ons in Jesus se lewe kan leer, hoe belangrik dit is om te rus. In Genesis het hy al reeds vir ons gesê, ons het nodig om te rus. En soos wat ons gelees het in Markus en Lukas en in Matteus, bid ek vir myself en almal wat kyk. En ek wil vra, Here, gee ons die geleentheid om te rus. Help ons om af te skakel, ons fone eenkant te sit. Help ons om so te rus dat ons so sterk in U kan rus, dat ons dit gaan regkry, selfs sonder om geestelike musiek aan te sit, dat daar geen geraas is nie, net stilte is, want Here, ons wil so graag U stem hoor, met alles wat in ons is, en ons eer U daarvoor, in die naam van Jesus. Amen. Ek wil jou net herinner, wat ons in die begin gesê het, as jy daar voel, jy wil 'n selgroepie begin, by die skool, by jou werk, dalk sommer net vir 'n bespreking in jou gesin, dalk wil jy mense om die blok by mekaar maak, en jy wil graag 'n selblaadjie, ysbreker, en wat ons wil bereik, en as 'n aanhaling daarin, al die teksverse wat ek gebruik het, is daarop, en dan is daar so 6 of 7 vrae, wat jy kan gebruik in hierdie bespreking in die selgroep, om ouens te kry om deel te neem. Dan vra ek jou, ek herinner jou net weer, my nommer is op die skerm, jy kan sommer 'n WhatsApp vir my stuur, maar asseblief stuur net jou naam eerste, sit net jou naam en die woordjie selgroep, dis al wat jy hoef te doen, en ek gaan sien dat die selblaadjie by uitkom. Die Here seën jou, en mag hy gee, as jy mense leer van rus, dat almal ook sommer vinnig wil gaan rus. Dankie dat jy gekyk het, sien mekaar weer volgende week.